vers 16, Mattheus 28 van vers 16, hy sê, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Nou my vraag vanmôre aan jou is, hoe goed is jy daarmee om te doen wat vir jou gesê word? Hoe gehoorsaam is jy? Nou vir my hang dit af van wie die opdrag gee, en hoe wettig en belangrik hierdie opdrag is. So dit hang af van dit, wat bepaal hoe gehoorsaam ek daaraan is. Nou reg hierdie verslag van Jesus se kruisiging en sy opstanding, sien jy dat daar 'n klomp mense was, daar's klomp voorbeelde van mense wat vir ander mense opdragte gee, goed om te doen, en wat hulle nie moet doen nie. En jy sien byvoorbeeld vir Pilatus, wat vir die owerpriesters gesê het, luister, julle kan gaan en julle kan Jesus se graf verseël soos wat julle dink. En hulle het gegaan en gedoen wat vir hulle gesê was. Dan sien jy die twee Marias wat na Jesus se graf toe gegaan het, en toe hulle daar kom, toe sien hulle die engel wat die klip wegrol, hulle beleef hierdie aardbewing, en die engel gaan sit bo op die klip, en die engel sê vir hulle, gaan hastig hier vandaan, gaan sê vir sy disippels dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, en dat hulle hom in Galilea moet gaan ontmoet. Ons het nou net gelees, hulle het gedoen wat vir hulle gesê was, en hulle het gedoen, die twee Marias het gedoen wat vir hulle gesê was. Dan sien soldate wat hierdie hele batalje aanskou het, wat gesien het hoe hierdie klip weggerol word, wat soos dooies geword het toe hulle hierdie engele gesien het. En hulle het na die owerpriesters gegaan en gesê, luister, ons vrees vir ons lewens, want ek meen, die persoon wat ons moet oppas is weg, hy is uit die graf uit, en ons het hulp nodig. Dan sê hulle, luister, moenie worry nie, al wat julle moet gaan doen, ons vir julle geld gaan sê net dat die disippels in die nag gekom het en Jesus se liggaam gesteel het. En hulle het gaan doen wat vir hulle gesê was om te doen. En dit is so erg dat die skrif sê dat daardie leen is versprei tot vandag toe. Dit geskryf is en dit is tot vandag toe nog onder die Jode versprei. En jy sal opmerk wat Matteus daar geskryf het aan die einde, dan sê hy, maar toe hulle vir Jesus by die berg ontmoet, hier kom die disippels, hulle staan by die berg, wag vir Jesus om te kom, hier kom Jesus, en dan sê hy, maar van hulle het hom aanbid en van hulle het getwyfel. En dis snaaks. En waaroor sal hulle nou twyfel? En hy sê nie, Matteus sê nie spesifiek waaroor het hulle getwyfel nie, en ek het so 'n bietjie gaan dink, en ek kan nou 'n paar goed dink waaroor hulle daar kom twyfel. Dit was of dat hulle waarlik kon glo dat hierdie Jesus wat uit die dood het opgestaan het, waarlik Jesus is dit nie 'n ander wese dalk? En of dalk is dit dat die opgestaane Jesus, is hy werklik God? Is hy werklik die seun van God? Kan ons hom werklik aanbid? Of dalk het hulle getwyfel dat dit wat hulle oë sien, dat dit werklik is? Kan dit werklik wees? Dis te goed om waar te wees, basies. En dan het ek ook gewonder, maar wie het getwyfel? Was dit die 11, want Matteus praat net van die 11, het die disippels getwyfel? Maar dit is nie die hoofdisippels, die 11, maar dit is onwaarskynlik. Dit is nie, as jy die tydperk vat en alles, ek meen, ons ken vir ongelowige Thomas, ons ken hierdie verhaal, en hier is hulle nou, so, dis onwaarskynlik dat dit net die 11 sou wees, maar jy sien in 1 Korintiërs 15 vers 16, praat Paulus van die 500 wat vir Jesus ontmoet het. Nou, daar word bespiegel dat dit die 500 is wat daar was, saam met die 11, op hierdie berg in Galilea, wat Jesus ontmoet het. So van hierdie 500 het dalk getwyfel. En so, hulle was moontlik net bang om te sê, Jesus, dat ek kan hierdie onwerklike ding glo. Dis amazing. So, hulle dalk met dit gesit. Maar ten spyte van hierdie twyfel en hierdie ongeloof, het Jesus vorentoe beweeg. Jy sal sien, die skrif sê, hy het vorentoe beweeg, selfs vir die wat dalk nie lekker kon sien nie, en gesê, dis ek. En toe het hy begin bevele uitdeel. Hy het opdragte uitgedeel vir hulle. En ons sien dit in Matteus 28:19. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees,
en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou die oomblik wat ons hierdie groot opdrag, hulle noem dit die groot opdrag. Die oomblik wat ons hierdie groot opdrag hoor, dan is die eerste ding waaraan ons dink, want dit beteken letterlik beweeg. Dis wat daar staan. Jesus wil sê gaan, dit beteken beweeg, roer jou litte. En die eerste wat ons aan dink is evangelisasie, 'n sendingwerk, veral in die buiteland. Dis die heel eerste ding, ons moet bekeerlinge maak. Maar hierdie skrif gaan dieper as dit. Hy sê maak disippels. Moenie net bekeerlinge maak nie, gaan maak disippels. Nou 'n bekeerling is iemand wat oortuig geword het dat hy 'n verlosser nodig het. En dit is Jesus Christus. So dis 'n bekeerling. En slegs ons Skepper kan 'n bekeerling maak. Slegs ons Skepper kan iemand se gedagtes verander, kan sy hart van klip uithaal en 'n hart van vlees hier insit sodat hy die waarheid kan glo. Dis slegs God wat dit kan doen. Maar 'n disipel is 'n lewenslange leerder wat sit aan die voete van Jesus en sê, leer my u weer. Dit is 'n disipel. Hierdie woord disipel beeld die prentjie uit van studente wat rondom 'n onderwyser sit. Dis die prentjie wat dit is. So wat hy eintlik vir hulle sê is, gaan skryf bekeerlinge in as studente in my skool. Dis wat Jesus eintlik vir hulle gesê het. Gaan maak disipels. Nou ons gaan nie nou hier by die disipel stil staan nie. Die disipel maak, ons gaan volgende week daarna kyk. Dis die tweede ene. Maar hy sê gaan maak disipels van alle nasies. Hier sien jy, ons gaan die volgende sien, daar sal 3 alle. Hy praat van 3 alle, hier's 3 alle. Hy sê die heel eerste al is gaan maak disipels van alle nasies. En ek meen, kan Jesus nie meer realisties gewees het nie? Kan hy nie minder ambisieus gewees het nie? Ek meen om die evangelie aan mense te gaan verkondig, aan familie en vriende, dis ook een ding. Maar hy sê alle nasies, reg deur die wêreld, dis iets heeltemal anders. En so die oorspronklike opdrag wat hy vir hulle gegee het hy gesê, toe sy disipels daar was, die 12, toe hulle nog die 12 was, het Jesus vir hulle gesê, gaan na die verlore skape van Israel. Blaai saam met my na Matteus 10, vers 6. Matteus 10 vanaf vers 6. Hy sê, kom ons lees vanaf vers 5. Matteus 10 vers 5, hy sê, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. So hulle was beperk, het gesê, luister, vat hierdie evangelie, vat hierdie goed na die verlore skape van Israel toe, hulle is verlore. Maar nou sê hy, gaan na al die nasies in die wêreld, nou is dit groot, nou is dit nie meer klein nie, dit raak nou onmenslik groot. En ek meen, gaan kyk wat het Paulus gedoen. As Paulus by 'n nuwe stad of dorp ingekom het om die evangelie te verkondig, waar was hy heel eerste een? Gaan lees maar, Paulus is heel eerste na die naaste sinagoge toe in daardie plek. Want hy is, om die skrif te gaan vervul wat hy gesê het, luister, hy het geglo, ek moet eers na die Jood toe en dan na die Griek toe. So eers moet die Jode die evangelie hoor en dan moet die Griek, die heiden, soos ek en jy, moet die evangelie hoor. So dis waar hy begin het. Ons sien dit in Romeine 1 vers 16. Romeine 1 vers 16 sê hy, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. So dit is die beginsel, en nou kan jy vir jouself dink, hoekom het Paulus dit gedoen? Want as jy eers na die Jode toe gaan, die wat glo in die woord, hulle het kennis van die woord gehad, so ek hoef nie nog te oortuig dat die woord van God is die waarheid nie, ek hoef nie nog dit te doen nie, hier is die woord van God, en hier is die evangelie. Dit is wat Paulus gedoen het, en tussen die Jode het jy die godvreesendes gehad, dit was die heidene wat die Joodse geloof aangehang. So hy moes na die Jode toe eerste, en hierdie heidene wat die Joodse geloof aangehang het, hy moes eers vir hulle die evangelie gaan verkondig. Baie belangrik. Hulle het die evangelie nodig gehad. So, en hierdie belofte, hier is waar die belofte wat God aan Abraham gemaak het, dat al die nasies deur hom geseën sou word, het hier in vervulling gegaan. Dit is wat hier in die gang is in Genesis 12 vers 3. Blaai saam met my, Genesis 12 vers 3. Hy sê, en ek sal seën diegene wat jou seën,
en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So hier was Jesus, hierdie profesie was besig om 'n vervulling te gaan, toe Jesus gesê het, gaan na al die nasies. Dis nie net vir die Jode nie, dis vir die heidene ook. Ek is God van almal. Almal het verlossing nodig. So hier verbind Matteus nou die einde van die evangelie met die begin van ons Bybel, met hierdie belofte wat aan Abraham gemaak is. So dis die eerste is alle nasies, dis die eerste alle. En die tweede ene is in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Gaan doop hierdie bekeerlinge in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Met ander woorde, hy sê in die alles van God. God in sy totaalheid. En kyk hoe mooi is dit. Ons moenie mis wat hier gebeur nie. Hy sê gaan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Nou in die naam van Jackie kom uit die banke wêreld uit. Ongelukkig, jammer, maar dit is so. Dit beteken tot die rekening van of in besit van. Dis wat dit beteken. So in die naam van is in besit van, so in die naam dis in besit van God. So wat ons moet besef is dat Joodse bekeerlinge of heidense bekeerlinge wat hulle tot die Joodse geloof gedoop het, die Godvreesendes waarvan die Bybel praat. As hulle gedoop is, want hulle is ook gedoop, dis nog voor Christus gekruisig is. As hulle gedoop is hulle in die naam van die Vader gedoop. Dis dit, en daar gestop. En hier kom Jesus en hy voeg by, hy sê gaan doop hulle nou in die naam van die Vader, en hy add die Seun en die Heilige Gees. Hy sê jy het die volheid van God nodig. Jy het die volheid van God nodig. Dis nie meer net in die Vader nie. Hy praat oor die Jood, omdat die Jood verstaan. So ons moet verstaan wat Jesus hier doen. Hy bring die volheid. Hy sê julle het die Vader nodig, julle het die Seun se verlossing aan die kruis nodig en julle het die Heilige Gees se krag nodig. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. 1 Johannes 2 vers 22. Hoor wat sê hier. Hy sê, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en Seun loon. Elkeen wat die Seun loon het ook nie die Vader nie. Dis eintlik wat hy vir hulle sê. Sonder my het julle nie die Vader nie. Dis Jesus wat hier praat. Dis hoekom Vader, Seun en Heilige Gees. In die Engels sê dit so mooi. Hy sê, no one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. So as jy die Vader wil hê, moet jy deur die Seun gaan. Dis wat Jesus hier doen. So die gedoopte gelowige word oorgeplaas na 'n nuwe bestuur, na 'n nuwe eienaar, in 'n nuwe geselskap, dit wat ons nou vanmôre hier sien. Hulle word lede van God se eie familie, deel van Jesus se liggaam. Hulle word letterlik onderdompel in die geselskap van die Vader, in die opvoeding van die Seun en in die krag van die Heilige Gees. Dis wat hy hier sê. So dis gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die alles, in die volheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die derde alle. Hy vat gehoorsaamheid bo leerstelling. Julle weet wat die woord sê, maar nou soek ek gehoorsaamheid in hierdie woord. So die fokus is nou nie meer net op geloof nie, dis wat ons glo, dis wat ons geleer is, dit gaan oor gehoorsaamheid. So die nuwe gelowiges moet geleer geword om gehoorsaam te wees aan dit wat Christus gesê het. En dit begin, soos ons geleer het in die vorige weke is, dit begin by ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste, soos onsself. Sodat ons Jesus se werk kan voortsit wat hy hier op aarde begin het. En dis net die kerk wat dit kan doen, ek het dit laasweek gesê. Dis net die kerk wat Jesus se werk hier kan voortsit. En hoe doen ons dit? Deur toegewyde disippels te maak. Deur volgelinge van Jesus te maak, wat volgelinge maak. En hier is die belangrike ding. Jy moet 'n disipelmakende disipel wees. Maak jy disippels? Dis my vraag. Want dis wat God hier sê. Dis wat Jesus hier sê. Ons moet disippels maak wat disippels maak. En weer eens, dit begin in jou huis, met jou kinders. Dit begin daar, is eenvoudig. Dit is hoekom ons by die sonnaskool sal sien, vanmiddag gaan hulle 'n blaadjie, as hulle uit die sonnaskool uitkom, gaan hulle 'n blaadjie hê wat julle op die yskas kan gaan plak, en julle kan, dis presies die woord wat ons vanoggend hier net op hulle vlak, en daar is ietsie vir julle om te doen, elke dag, iets kleins, dis 'n gereedskapstuk in jou as ouers se hand, sodat jy jou kind kan disipel. Ons probeer jou help.
Dis 'n gereedskapstuk in jou hand. Dis wat dit is. Jy gaan nie eendag kan sê, maar ek het nie geweet hoe nie. Ons probeer jou help. Dit begin, disippelskap begin in die huis. Disippels makende disippels. Maar aangesien hierdie groot opdrag so groot in omvang is, nou dis ons moet alle nasies toe gaan, in die hele wêreld, en dit gaan duur tot en met die volëinding van die wêreld, sê die skrif. Nee, Jesus hierdie bevele nie net op sy disippels nie, hy leer dit op die disippels wat na hulle gaan kom, want hier is, julle gaan dit nie alleen kan doen nie, daar gaan na julle kom, julle gaan met nuwe disippels maak, na hulle gaan weer aan met die, dit is soos 'n aflos. Ons los mekaar af. Dis wat hier aan die gang is. So hierdie bevele van Jesus word op sy opvolgers, en die opvolgers van die opvolgers word gelê. En hulle moet uitgaan en hierdie boodskap uitdra, en dit sluit my en jou in. Ons sit vandag en ons hoor hierdie woord van die disippels het hulle gedeelte gedoen. Hulle het gedoen wat vir hulle gesê was. So ons sit met dieselfde opdrag vandag. Indien jy vanmôre 'n Christen is, en Matteus se volle evangelie verstaan, jy het die hele boek gelees en jy verstaan die hele boek, maar as jy die slotgedeelte nie verstaan nie, dan het jy die hele punt van hierdie boek van Matteus gemis. Want wat hoofstuk 28, die laaste gedeelte wat ons nou gelees het, is die klimaks van hierdie boek, dis die doel, dis die hoofpunt van wat Matteus hier wou maak. En dis nie net die hoofpunt en die klimaks van hierdie evangelie nie, maar van die hele Nuwe Testament. En as jy dit nog verder wil vat, in Hebreërs sin, is dit die hele boodskap van die hele Bybel. Van Genesis tot en met Openbaring. Is hierdie sending, is hierdie opdrag wat God vir sy kerk en sy mense gegee het. Dis die sentrale boodskap, is die sending van God se volk. Gaan verkondig die evangelie van vrede in Efesiërs 6 vers 15. En jy kan hom sommer net hou, Efesiërs 6 vers 15. Hy sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ons moet die evangelie van vrede gaan verkondig. Die goeie nuus dat ons vrede met God kan hê. Dis die vrede, dis waarvan hy praat. Nie vrede net hier met die mense om jou nie, is vrede met God. Ek sê dit weer, wat is die belangrikste ding waarteen ek jou kan waarsku, is die oordeel van God. En ek as God vir ons is, wie kan teen ons wees, reg? So dis die evangelie. Maar dan sien jy, hy praat hier so in hierdie Efesiërs, is die wapenrusting van die kinders van God. Nou, dis deel van die wapenrusting. Ons is lief om dit te bid. Dan sal ons sê, luister, kom ons bid die volle wapenrusting oor ons as gesin, oor ons as gemeente, oor myself, waar ek ook al beweeg, bid die volle wapenrusting. Het julle dit al gehoor, het dit al gedoen? Reg? Want hoekom? En dit is belangrik, moenie fout maak hier, dis lewensbelangrik. Die wapenrusting is die geestelike gereedskap. Die wapens waarmee ons in die geesteswêreld moet veg. Die skrif sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, reg? Maar die geveg is nie met jou nie, of jou hier buitekant nie, dis met die geestelike realm, dis waar ons geveg is. So hierdie geestelike wapenrusting is om jou toe te rus, om jou geestelike werk te doen. En dan begin hy sê, kom ons lees dit, vanaf vers 13. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat jy alles volbring het, staande kan bly. So hier is die rede hoekom ek gaan dit weer lees, hier is jou rede hoekom hierdie volle wapenrusting daar is. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Right? So dis die rede. En dan begin hy, dan sê hy, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. So hier, dis soos 'n beld om jou lyf, met die waarheid, dis die waarheid van God, dis die waarheid van die evangelie van Christus Jesus. So sit dit om jou lyf, jy moet dit saam met jou vat, dis hierdie waarheid van die evangelie wat ons moet gaan verkondig daar buite. Jy begin daarmee. En dan gaan hy aan, met die borswapen van geregtigheid aan. So wat beskerm my hart?
Wat beskerm hier is die feit dat die geregtigheid van Christus Jesus word nou myne, want ek het geen geregtigheid in myself nie. Christus se geregtigheid is myne en my sonde was daar saam met hom in die kruis vasgespijker. Maar sy geregtigheid is nou myne. So hy sê, dit beskerm jou bors. So heel eers is die beld van die waarheid van die evangelie, en dan die geregtigheid wat uit die evangelie uitkom, beskerm jou hart, en dan hier's 'n belangrike een, en ons mis hierdie enetjie. Hoor wat sê hy hierso, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En nou moet jy bietjie dink nou. Dis 'n rowwe een. Hy sê, dit is deel van jou geestelike wapenrusting. Hy sê die bereidheid om die evangelie van Christus Jesus te gaan verkondig daar buite. Dis hard. Dis 'n harde een. So dit beteken, hierdie skoene beteken letterlik om ferm en stabiel en gereed te wees om te beweeg. Ek meen, jy kan dink, as jy op klipperige grondgebied, of as jy tussen dorings goed moet loop, met kaal voete, wat dink jy gebeur? Ons het eendag in die dorings, ons gaan rugby speel, en toe ons daar kom, ons al letterlik dorings op die rugbyveld. Ek was 'n klein seentjie, en ek onthou dit soos vandag. Jy het skoene nodig. En dis wat hy sê, jy het geestelike skoene nodig om in hierdie oorlog daar buitekant te gaan deelneem en staande te kan bly, en die skoene wat jy aantrek is jou bereidheid om die evangelie te verkondig. Die Romeinse soldate se uniform, deel van hulle het hulle skoene, hulle sandale, jy moet dit gaan Google, het hulle onder die sole het hulle spykers gehad. So spykerskoene van 'n atleet, die spikes, so het hulle skoene gelyk, letterlik, het spikes gehad. En waarvoor dink jy was dit? Maak nie saak waar jy beweeg het nie, jy kon vastrap. Of dit nou skuins op is, of dit nou glad was, jy kon vastrap waar jy beweeg. Dit het daai stabiliteit in 'n soldaat gesit. Dit was deel van sy wapenrusting. So dis waarvan Jesus hier praat. Dis hoekom hierdie wapenrusting, dis deel daarvan. En wat gee hierdie stabiliteit? Het jy nou gehoor? Ek gaan dit weer vir jou lees. Wat is hierdie stabiliteit? Is jou bereidheid om die evangelie te verkondig. Hoor wat sê hy? Nie hoe goed is jy daarin nie, is jy bereid. Ons kan jou leer, ons kan jou oplei, ons gaan jou vat, maar is jy bereid om die evangelie te gaan verkondig daar buite? Want dis jou geestelike skoene. En het jy nou al daaraan gedink, as jy nie die evangelie, jy's nie bereid om die evangelie te gaan verkondig, die Here, want ek is bang, ek weet nie hoe nie, en al hierdie goedjies, dan is jy geestelik kaalvoet. Jy al daaraan gedink. Jy's geestelik kaalvoet. En hoe, dan is jy onbevoeg om geestelik in daardie geestelike riem te staan en te veg. Want jy het nie jou spikes aan nie. So tragies genoeg, hierdie sending wat God ons opgestuur het. Sommige van ons verstaan dit nie, en sommige van ons is nie bereid om die evangelie te verkondig nie. Ons dink maar min oor die sending waarvoor God ons gestuur het. Almal van ons is op sending. Behalwe as dit kom by ons eie persoonlike behoeftes. Ons woondienste by, wanneer dit vir my gerieflik is, en ek neem wat ek nodig het, en wat ek wil hê, die res los ek, en ek het min bekommernisse oor die verlore skape daar buitekant, of oor die oes wat ryp is op die land. Ons sien die oes hier buitekant, en die God sê die oes is wit, so ryp is dit, en dan het hy gesê, bid, sodat die Here kan arbeiders in sy oes instuur, reg? Die arbeiders is min, sê. En ons is daai arbeiders, eintlik. Is die bereidwilligheid om hierdie oes te gaan haal, om hierdie evangelie te gaan verkondig. Ons is slegs betrokke in 'n gemeente solank dit my behoeftes dien. En dis harde woorde vanmôre, maar dis die reine waarheid. Dit ontgaan my begrip, dit ontgaan my besorgdheid, dat die Here sy kerk gestuur het met hierdie opperste sending, om hierdie verlore gaande wêreld te gaan haal en in te bring. Dat hy elke gelowige geroep het as 'n instrument om hierdie groot opdrag uit te gaan voer. Ons is instrumente in God se hande. Dit is in jou geestelike wedergebore DNA. Ek en jy is veronderstel om sendelinge te wees. Dis in ons.
En weer eens die kerk, as nie almal nie, maar grootendeels, ons lei nie ons mense op om dit te kan gaan doen nie. Hoe moet ek evangelisasie? Hoe moet ek die evangelie uitdra? Hoe doen ek dit? Hoe lyk dit daar waar die tekkie die deur slaan? Hoe lyk dit as ek by die werk is? Hoe lyk dit as ek by die skool of by die universiteit is? Hoe lyk dit? Daar by my huis, langs my tafel. Hoe lyk dit om hierdie evangelie uit te dra? Daar was eendag 'n sendeling, 'n vroue sendeling, en hulle het uitgegaan as 'n gemeente na 'n heidense primitiewe stam. En hulle het die evangelie daar gaan verkondig. En hierdie vrou, hierdie sendeling het 'n spesifieke vrou, sy het 'n besondere siele las gehad vir hierdie jong vrou. En sy het baie moeite gedoen, vir haar gebid, en sy het die evangelie vir haar verkondig, en met haar gesit, die hele tyd wat hulle daar was, en op 'n dag gebruik die Here, hierdie saad wat gesaai is en nat gemaak is, gebruik die Here hierdie sendeling, hierdie vrou, om hierdie inboorling, hierdie heidense vrou, tot bekering te bring, haar siel te red. En die ergste van alles is, dit was kort daarna, nadat haar siel gered is, kom die vrou en sy vra, die bekeerling sê vir haar, luister, ek is spyt dat julle nie vroeër gekom het nie. Want julle kom my seun se lewe gered het. En sy vra, maar wat bedoel jy, ons is laat? Hoe is ons laat? Die Here het jou siel gered, en wat bedoel jy, ons is laat? Sy sê, luister, 'n paar weke voordat julle gekom het, om die evangelie te kom verkondig, het ek my seun aan een van ons stam afgode geoffer. Kyk hoe belangrik is dit om die evangelie te gaan verkondig. Dis nie net lewensbelangrik, dis ewige lewensbelangrik. Ons sit met 'n ewige taak op ons skouers. Charles Spurgeon het gesê, dink net hoe kosbaar 'n siel moet wees, indien God en Satan agter dit aan is. Het jy al daaraan gedink? En dan kom hy, en God sê, Jesus sê vir sy disippels in hy vergadering, hy sê, gaan doen hierdie 3, gaan doen dit vir my, maar ek gaan voorsien, julle gaan dit nie alleen hoef te doen nie. Weerens, blaai saam my na Matteus 28, en ons lees die vers 18 en 20. Hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan vers 19 ons gedeelte, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So wat hierdie disippels moes doen was om aanhou uit te reik, aanhou hulle self die vraag te vra, is ons besig om te gaan, is ons besig om die evangelie te preek, is ons besig om mense te nader, nuwe mense te soek wat die evangelie nodig het, doen ons werk, beweeg ons uit, doen ons waarvoor ons bestaan. Jesus sê vir hulle, as julle in my glo, as julle my disippels is jy 'n sendeling van beroep. Matteus 4 vers 18 tot 20 sê, ek gaan van julle vissers van mense maak. So Jesus sê, ek sal van jou 'n visser van mense maak. As jy na my toe kom, maak ek van jou 'n visser van mense. Ek maak van jou 'n evangelis. Waar jy ook al beweeg, ek sal dit doen. En dan sê Jesus, ek sal hierdie sending van julle sal ek bekragtig. Ek sal dit befonds. Ek is die een, jy sal sien sendlinge wat in die buiteland is, waar ook al, hulle het befondsing nodig, kerke befonds, en die Here sê, ek sal julle hele sending, dit wat julle moet doen, sal ek befonds, ek sal voorsien, ek sal dit bekragtig. En hy plaas die 3 alle wat ons moet doen, plaas hy soos 'n toebroodjie binne in 2 groter alle. So, ons het ons 3 alle, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. So, dis ons 3 alle, en hy sit hierdie 2 groot alle, soos 2 snytjies brood, met ons 3 alle in die middekant. En die eerste en die 5de groot al, is hy sê, ek sê, dit bemagtig ons, en dit bekragtig ons. En die eerste een is, aan my is gegee alle mag. Alle mag. Nou dit beteken dat Jesus is die hoofuitvoerende beampte van die heelal. Hy is ten volle in beheer van hierdie wêreld. Die hele wêreld is in sy hande. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. In sy hy sal tot alle ewigheid sal hy regeer. Jesaja 9 vers 5.
Jesaja 9 vers 5. En hier word dit geprofeteer. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis Jesus van wie hier gepraat word. So hierdie almagtige God, hy sê daar is geen area wat nie onder Jesus se universele heerskappy, onder sy beheer is nie. Efesiërs 1 vers 22. Efesiërs 1:22. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So Jesus het alle mag, en dan kom hy en dan sê hy het alle mag in die hemel. En dit beteken dat hierdie onmoontlike taak van verlossing kan nou 'n werklikheid word. En weer eens ek sê amper onmoontlike taak, Matteus 19 vers 26. Matteus 19:26. Hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Waarvan praat hy hier? Ons is lief om hierdie skrif te kwoteer. Het jy dit al gekwoteer? Ja, ek kan nie, by God is alles moontlik. Hierdie gaan oor redding, die redding van jou siel. Hy het hulle gesê vir 'n ryk man is net so goed soos 'n kameel wat hierdie oog van 'n naald gaan en toe vra hulle vir hom, maar hoe is dit dan moontlik? Wie kan dan gered word? En toe sê hy, by mense is dit onmoontlik, by God is dit moontlik. Dis die verskil. Johannes 6:44. Johannes 6:44. Hoor wat sê hy so, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En vers 65. Hy sê om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. So omdat God in beheer is, hy's uit alle mag in die hemel, is ons verlossing moontlik. En dan is dit ook dat ons geen ander geestelike element in hierdie wêreld hoef te vrees nie. Omdat ons stryd nie teen vlees en bloed nie, ons het hierdie geestelike wapenrusting het ons aan. En hy sê, en die feit dat God in beheer is van hierdie hemele, hierdie hemelse area wat ons nie kan sien met ons blote oog nie, hoef ons geen van hierdie bose geeste en Satan te vrees nie. Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Ons ken dit, ek gaan dit nie lees nie. Dit is wat ek nou net gelees het. Dit is die volle wapenrusting. God is in beheer van dit. So, hy het alle mag in die hemel en dan het hy ook alle mag op die aarde. Dit beteken dat geen aardse mag so groot en indrukwekkend meer lyk nie. Ek meen teen Jesus is hulle is oortref. En dit beteken ook dat daar niks of niemand is wat ons as kinders van die Here hoef te vrees daar buitekant nie. Want alle mag is deur God gegee. Romeine 13 vers 1. Romeine 13 vers 1. Hy sê let elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Maak nie saak wie in beheer is nie, hy is deur God daar gestel. En hy moet sy werk doen. En maak nie saak wie dit is nie, hy gaan voor God eendag moet staan vir wat hy gedoen of nie gedoen het. So Christene hoef geen menslike mag te vrees in die uitvoering van ons taak. Gaan ons teenstand kry, absoluut. Maar die Here sê ek is in beheer ten volle van alles. En dan sê hy, nie net het hy alle mag nie, maar ek sal met julle wees al die dae tot in die volëinding van hierdie wêreld. Hierdie laaste belofte vorm soos 'n literêre hakkie met Matteus 1 vers 23 waar Jesus bekend gestel word as Immanuel, God met ons. Ek gaan met julle wees. Ons is die lewende teenwoordigheid van Christus Jesus.
Ons verkondig nie 'n dooie Jesus nie, of 'n afwesige Jesus nie, hy's hier met ons. Vir die individuele gelowige, vir my en jou hier, beteken dit dat God met jou sal wees al die dae van jou lewe, tot en met jy doodgaan. En dan moet jy jou maak in elk geval. Maar die volle betekenis daarvan is tot in die einde van die tyd, tot in die einde van die dae, tot die nuwe hemel en aarde kom, tot Jesus kom, sal hy met ons wees. En nou moet ons ook besef, dit is 'n fout om hierdie belofte van Jesus se teenwoordigheid van die vorige verse los te maak. Nou dis een gedeelte. Ons moet dit nie losmaak daarvan nie. Wat hy letterlik sê is, dis Christus sal met ons wees in ons sendingwerk. Kom ons lees dit. Matteus 28. Want hierdie hele gedeelte gaan nou oor jou sending. Julle het hierdie groot opdrag en dan eindig hy en kyk, ek is met julle al die dae tot met die volëinding van die wêreld. So die konteks daar is, soos julle die evangelie gaan verkondig, soos wat julle disippels maak, sal ek met julle wees. Dis die belofte. So ons het eintlik geen reg om hierdie bemoediging, om hierdie belofte te vat en ons nie die voorwaardes nakom nie. Wat is die voorwaardes? Sendingwerk. Dis verstaan, jy ek wat sê nie, sy wat dit sê. So die sendingkerk, die kerk wat gaan, het die volheid van Christus Jesus elke dag waar ons beweeg. Die krag en inspirasie vir ons sendingwerk daar buite is Christus se teenwoordigheid. Ons moet gaan. En Jesus sê, omdat julle in verbintenis is met hom, omdat hy almagtig is, stuur hy ons, in daai almag stuur hy ons, sodat ons hierdie evangelie aan almal kan verkondig, dat hulle vrede met God kan hê. En omdat ek julle stuur, omdat ek almagtig is, daarom trek julle uit, daarom beweeg julle, daarom verkondig julle die goeie nuus. En julle hulpbronne is nie skraal nie, en die mag wat agter julle staan is nie klein nie. Hierdie asemrowende omvang van hierdie 5 alle, dit is waar die verdiende die naam van die groot opdrag vandaan kom. Want is hierdie groot alle. Ek meen, as 'n mens verwag ons baie van die einde van 'n storie, of 'n fliek, of 'n ding. Ek meen, die einde moet hom goed wees. En hier het Matteus homself oortref met hierdie alle. Wat hy eintlik sê is, omdat hy alle mag besit, in die hemel en op aarde, moet ons na alle nasies gaan, en die evangelie gaan verkondig, en moet ons daardie wedergeborenes, dit wat die wat se siele hy red, moet ons alles van God, en met ander sy volheid moet ons doop. Ons moet hulle doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Die volle evangelie moet ons hulle gee, en dan moet ons hulle leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. Want, en hier is die rede, ek is met julle al die dae tot en met die volëinding van die wêreld. Al hierdie alle. En die vraag waarmee ons as kinders van die Here vandag gekonfronteer word, is waar staan ons ten opsigte van hierdie vergadering wat op daardie Galileese berg plaasgevind het? Waar staan ons ten opsigte van hierdie opdrag wat Jesus aan hierdie disippels gegee het? En ons kan almal verskillende antwoorde vanmôre gee, maar die regte antwoord is, ons staan saam met hulle. Dis asof ons nou op hierdie oomblik, wat ons hierdie woorde lees, asof ons saam met hulle daar staan op daardie berg in Galilea. Dis asof ons daardie woorde uit Jesus se mond self uithoor, van gaan en maak disippels van alle nasies. Dis die regte antwoord. En dan sit ons by die volgende vraag. Is die wêreld se nood vandag net so groot soos dit daardie tyd was? En die antwoord is ja, absoluut. Ons sit by dieselfde probleem, ons sit by dieselfde kwaal. Dit was toe groot en dringend, is vandag net so groot en dringend. En onthou, Jesus sal nie sigbaar terugkeer in sy volle heerlikheid voor die einde van hierdie eeu nie, sê die skrif. En dit sal nie gebeur, en hier is 'n belangrike een, Jesus gaan nie terugkom voor die laaste verlore skaap nie die evangelie van Christus Jesus gehoor het nie. Ons lees dit. Matteus 24 vers 14. Matteus 24 vers 14. Hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk
sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Maar tot dan sal Jesus hierdie wat aan hom behoort bekragtig en bemagtig om sy groot opdrag uit te voer. En gehoorsaamheid in hierdie opdrag, ons gesien van hierdie disippels wat daar was, party sê dit was net die 11, party sê dit was hierdie 500 wat daar was, hoe dit ook al sê. Al wat dit vir my sê is dat om gehoorsaam te wees aan hierdie groot opdrag, hoef jy nie 'n perfekte verlede te hê. Glad nie, absoluut nie. Jy hoef nie 'n perfekte verlede te hê sodat jy hierdie wonderlike boodskap in die toekoms van iemand anders se lewe te gaan plaas. En gehoorsaamheid vereis nie dat ons geen twyfel moet hê nie. Ek bedoel, ons het al hieroor gepraat. Selfs Johannes die Doper het getwyfel. Jy sal sien, op daardie berg was daar huiwering gemeng met aanbidding. So, jy hoef nie op 'n perfekte plek te wees om hierdie evangelie te verkondig nie. Dis nie wat hy sê nie. Daar was eendag 'n sendeling, die ou het in die tronke het hy sendingwerk gaan doen. So hy het in die gevangenisse ingegaan. En by hierdie een maksimum gevangenistronk was daar 'n bekeerling met wie hy gewerk het, en die ou se naam is Manny. En op hierdie stadium sit Manny en hy's in aanhouding en hy kan nie uit nie. Hy's iets het gebeur en hy is nou vasgevang in sy sel. Hulle kan nie uitgaan om te gaan sport doen of iets nie. Hulle kan gaan eet en stort en dis dit. Jy's terug in jou sel. En Manny sit en hy's 'n kind van die Here. Die Here het sy siel gered, maar hy sit in 'n depressie. Hy sit in twyfel. Here, kyk hoe lyk my lewe. Ek meen, as jy nou wil kyk, hoe lyk jou verlede? Ek meen, nou sit in die tronk. En hierdie sendeling praat met hom, hy vra vir hom, luister, Manny, ervaar jy die Here se teenwoordigheid daar waar jy is? En hy sê, ja, ek doen. Hy sê, okay, maar vertel my so 'n bietjie, hoe voel jy dit? Hoe voel dit en hoe beleef jy dit? Hy sê, maar ek het dit vandag gevoel, sê Manny. En hy sê, verduidelik vir my so 'n bietjie, as jy wil, verduidelik. En hy sê, nee, luister, ek het 'n vriend wat net bokant my, die sel bokant my, op die vloer bokant my, sit hy ook, hulle is ook in die sel en hulle kan ook nie beweeg, ons kan nie by mekaar uitkom nie. Hy sê, ons het agtergekom, ons kan as ons die toilette trek tussen my en hom, ons trek dit gelyk, dat die water tussen ons weg is, kan ons met mekaar gesels deur die toilet se bakke. Hy sê, en toe ons dit agterkom, nou kan ons gesels. Hy sê, en ek het net vanoggend, toe lees ek vir hom 'n Psalm. My vra van my, maar wat 'n Psalm het jy vir hom gelees? Hy sê, nee, Psalm 23 het ek vanoggend vir die vriend van my gelees. Hy sê, en terwyl ek dit vir hom lees, kon ek hoor, die Psalm het hom aangeraak, en omdat die Psalm hom aangeraak het, het my aangeraak. Hy sê, dis hoe ek die Here se teenwoordigheid ervaar het. En dan sien jy nou, as ons nou praat van jou verlede, en ons praat van hoe jy toegerus, hier sit die man in 'n tronk, ons kan nie by mekaar uitkom nie, en die Here gebruik, hoor wat ek vir jou sê, die pype van 'n toilet, sodat jy daardeur kan praat, en die evangelie deur die pype van 'n toilet kan verkondig. Jy al daaraan gedink? Dis my God. En hy voorsien vir hierdie Manny 'n manier om hierdie evangelie te verkondig. Wat staan my en jou toe? Wat is ons verskoning? So die tyd is verby, is vir ewig verby, dat ek en jy, soos die disippels op daardie Galilea berg met twyfel en verskoning staan. Nee, die Here sê, julle moet nou gaan dan nou, en gaan in hierdie besige wêreld van ons, in jou onmiddellike omstandighede, waar jy is, by jou huis, by die werk, by die skool, en gaan verkondig hierdie evangelie van Christus Jesus. En gaan vertel vir hulle, dat almal wat deur Jesus na God toe kom, vrede met God kan hê. Dit is die belangrikste opdrag wat nog ooit aan mense gegee is hierdie een. Daar's nie 'n belangriker een as om vrede met God te hê nie. En ek sê weer, as ek en jy, as die kerk dit nie gaan doen nie, wie gaan dit doen? Wie gaan dit doen as die gelowiges dit nie doen? So my vraag vanmôre aan jou is, hoe goed is jy daarmee om te doen wat vir jou gesê is? En hierdie opdrag kom nie uit my mond uit nie, dis God se opdrag. So dis een van die goed wat ons doen. Daarin sit weer vir my die missie op daar. Ons verkondig die onveranderlike woord van God, sodat ons onvoorwaardelik lief kan wees vir God en sy mense, sodat ons reg kan wees
om op hierdie onkeerbare sending te gaan. En dit begin by die evangelisasie. Dis ons werk. So as AGS Sannieshof neem ons deel aan hierdie onkeerbare sending deur die evangelisasie. Ons deel die hoop van verlossing en die goeie nuus van God se koninkryk met almal. En hier is my uitdaging vir jou vanmôre. En ons as gemeente wil, my hart is dat ons opleiding gaan gee. Hoe om dit te doen? Hoe doen jy dit prakties? Hoe lyk dit prakties in my lewe? Want is een ding om my voor te staan en te sê, luister, jy gaan verkondig die evangelie en ek weet nie hoe nie. Niemand het my geleer nie, niemand het my gewys nie. Onthou die skrif sê, die bereidheid vir die evangelie. Here, ek is bereid, maar ek weet nie hoe nie. Daar's vanmôre van julle wat so voel. Maar hier is die uitdaging wat ek vanmôre vir jou wil gee. Ons het met ons gebed en met ons Bybelstudie op 'n Dinsdag aand die eerste aand het ek vir die manne so gebedsuur blaadjie gegee wat vir jou so 'n idee gee hoe bid jy vir 'n uur lank. En een van die goed waarvoor jy moet bid is jou een. So ek wil vanmôre vir jou vra, wie's jou een? Bid vir jou een. Nou wie's die een? Hier's die een. Here, gee vir my iemand. Lê iemand op my hart met wie ek die evangelie daar buite kan gaan verkondig. Here, lê iemand op my hart, wys vir my, maak my sensitief vir u leiding. Sit iemand op my hart en wat doen jy? Jy begin net bid vir daai persoon. Jy het nog niks gedoen nie, bid net. Here, maak daai ou se siel, maak daai hart reg, Vader. Berei daai siel van hom voor, sodat wanneer ek kom om hierdie evangelie te verkondig, dat daai saad op vrugbare grond sal val. So ek wil jou uitdaag vanmôre, as jy hier uitgaan, sê, Here, ek soek my een. Here, en dan help my om daai een 'n pad mee te stap. En ons gaan volgende week gaan ons by disipelskap kom. Wat beteken disipelskap? Ons het nou vanmôre evangelie, ons verkondig die evangelie, die Here red siele, nou moet ons disipels maak. Here, help my om 'n disipel te kan maak. Here, dat ek ten minste eenmal 'n week kan ons gaan sit en ons kan deur die woord gaan met my een. Wie is jou een vanmôre? So ek wil hê dat jy met by jou skool, by jou werk, waar ook al is, waar die Here dit op jou hart lê, bid vir jou een. So Sannieshof, ek sê nou weer vir julle, soos ek elke Sondag gaan doen, jy is gestuur. Jy is nou gestuur om hierdie evangelie van Christus Jesus daar buite te gaan, nie net te gaan verkondig nie, maar om uit te leef. Mense moet in jou kan sien, jy's 'n kind van die Here. In die manier hoe jy praat, hoe jy loop, hoe jy staan, hoe jy optree. En as jy vanmôre hier sit en jy voel, Here, ek het U nog nie aangeneem as my saligmaker. Dan is vandag die tyd. Hierdie oomblik is die tyd. En ek wil weer vir jou sê, jy word nie gered omdat jy hier vorentoe kom en ons bid vir hierdie sondagsgebed en nou is jy klaar nie. Jy word in jou stoel gered. Net daar. Die Here red jou net daar. Al wat ek vir jou kan doen is ek kan saam met jou bid en sê, Here, dankie vir dit wat U in die een se lewe gedoen het en nou is ons plig om disipelskap toe te pas. Dis waar my rol is. Dis waar die kerk se rol is. Ons gaan volgende week daar.